So nou kan julle sien is aand hierso. Ons gee vir julle Farm Space nag weergawe. Okay, ons is hier op die plaas. Ons spuit 'n bietjie pekanneute. Daai van Breda spuite. Is dit iets wat actually moeite werd is? Drieko gaan my 'n bietjie meer vertel. Hoekom hy spuit en hoe het hulle hom die afgelope paar jaar behandel? Ons luister. Drieko, lyk dit? Goed jy? Nee, wat? Doodstil rustig. Ons is nou reg hier op die night edition, hè? Ja. Die aand het vinnig aangebreek. Sê gou vir my, jy spuit pekanneute in die aande vir die ouens wat nog nie weet nie hoekom? Is maar net om die risiko van brand te beperk en die produk, hulle sê die produk neem beter op in die aand as hy daar is. So dan ben jy in die aand werk. Ja, ek weet nie, almal spuit in die aand, so dit ek ook maar, ek spuit ook nou maar in die aand. Wel, dis dit werk het. Sê gou vir my, hierdie van Breda spuite, hoekom het jy besluit op hulle daai tyd? Man, op daai tydstip het almal toe ek met almal in die area praat oor wat se spuite, waarom en hoekom. Almal het gepoint na die van Breda spuit as 'n spuit wat excel op pekanneute. So ek meen hy spuit hoog, hy kom by daai toppunte uit van groot 15, 16 jarige bome. Ek spuit nou al 5 jaar met hulle. Nog nooit moeilikheid gehad nie, maar ek is baie happy met die resultate. Hulle spuit great. So wat die spuit het ek hulle gekoop het hier. En kyk, hierdie is nou jou 3000 liter, nê? Ja. Wat jy basies hierso het. Hulle het nou al 'n 4000 liter ook, weet ek. Dus daar is al 'n groter een. Ja. En dan hierdie sensors wat jy hier op het, ek weet jy gebruik hulle nie tans nie, maar waarvoor So is dit? Dis 'n add-on wat ek laat opsit het vir my kleiner boorde wat nog besig is om te groei. So dan die sensors lees die boompies, dan hoef jy nou nie heeltyd hy spuit nie die heeltyd nie. Hy spuit dan outomaties as hy 'n boom lees, dan maak hy net oop en toe. Spaar baie produk vir daai bome wat nou nog nie so volgroei is nie. Ja, jy weet, hy sit self aan en hy sit self aan. By die gaps tussenin, hy sit self aan en af, jy ry net. Awesome. Baie nice. Okay, en dan sê gou vir my aan die waier se kant, want ek sien hy het 'n VNI op. Ek weet nie veel details van die fan nie, maar ek weet hy's uit Italië uit en hulle spesialiseer blykbaar al vir dekades en fans en radkaste van fans. So sê die fan is shop, so toe sê okay, right. Hy kom uit Italië uit, dan moet hy sê. Ja, I don't know, maar ek meen soos ek sê, in 5 jaar het ek nog niks probleme gehad. Om nou nie te veel aan die tegniese kant te gaan nie, as jy happy met hoe hulle waai, kry jy penetrasie in die bome in. Ja, definitief. Ek meen ons het nou al die toetse gedoen oor die jare. Daai bome is mooi sopnat, die spray is lekker fyn, so hy cover die blare ordentlik binne-in, buite, bo-op, totaal en al oral. Die boom hy kry wat hy moet kry. Hoe moeilik of hoe maklik is dit om die ding te stel? As jy nou kyk hierso, ek sien jy kan hierdie goede nou redelik stel om hom reggestel te kry vir die bome. Nee, dis baie easy. So as jy na 'n boord toe gaan, van 'n groot boord af na 'n medium boord toe of 'n klein boord na 'n groot boord toe, ek sal sê is 15 minute en as jy weer geset af vir die spesifieke boord wat jy wil hê. Stel maar net die veins bietjie. Ja, so die sensors is 'n kwessie van 'n switch wat jy fliek, dan switch hy oor auto mode toe. En dan kan links en regs wat ek kan links en regs aan en af, alles outomaties as jy wil, maar hier by die groot boorde loop ek obviously heeltyd aan. En dan ja, die druk reguleer en al die goeters is ook net 'n kwessie van draai knoppie. So baie maklik. Laaste ding wat ek het okay, moet jou eers vra. So ons staan nou in die trekker idle. Hoekom draai die fan? Nee, dis die trekker self. So PTO wat die heel stil staan nie. Wat ons as julle daar kan sien 80-30. Ja, en die trekker is maar sy manier. Ja, die trekker is 90 kW. Die fan het 'n radkas wat 2 spoed is. So ja. Ek is nou in low range, dit werk vir my perfek met my kombinasie, maar as jy 'n bietjie meer poeiers het, dan kan jy high range toe gaan, maar dan blaas hy vir jou, hoor. Dan sit 'n orkaan. Ek meen, hierdie trekker is 90 kW en hy's te lig om daai ding in tweede rad te trek, maar in sy laer rad kry ek voldoende penetrasie, voldoende hoogte, alles. So ek kan nie sien dat dit eintlik nodig is nie, maar jy kan nog meer wind gee as jy wil. En dan sê my sy chassis, hy het 'n galvanized chassis op, maar want ek meen, jy is nou maar besig om blaarvoedings
kunsmisse en die soos ek goeders te sê, spuit. hierdie is my nuwer spuit, hy's 4 jaar oud. Die ander een is 5 jaar oud, maar 4 jaar se spuit en goed, jy kan niks sien enige iets dat daar's niks corrosion nie. Ek meen, hy's bietjie gevlek al, maar Maar dis maar nêrens sien jy roes of enigiets, hy's solid. En hy het 'n gewone diaphragm pomp op, nê? Nee. Ja, dit is 'n diaphragm pomp, ja. Jy het nog nie Correct. issues gehad met pompe, filters, daai tipe van goed? Ag, ek dink ek het een keer op die ouer ene het hy bietjie olie begin gebruik. Toe het ek hom uit ingestuur na my agent toe en hulle het hom reggemaak. Dit was nie eers 'n klompie geld nie. Toe recon hulle sommer die hele pomp want hy was daar. Toe sê ek maar recon die hele ding, gaan alles deur. En dis sit ek maar weer met 'n nuwe pomp en dit was net daai een keer so. As jy nou weer moet koop, sê jy weer 'n van Breda koop. Ja, enige tyd. Ek meen dis wat ek ken. Ek is happy met die resultate, nooit probleme nie. Alles is perfek vir my, so ek sal definitief weer een koop. Uitstekend. Dankie baie. Right, so as jy ook lus is om in die nag te werk, kry vir jou van Breda spuit, nê. Nee. En dan maak jy seker dat die goed op die reg op die blare kom. As jy belangstel, linkie bo of hieronder, kan jy met hulle in kontak kom. Dis hier van Farm Spice af. Ons werk in die nag ook. Tot volgende keer. Groete.